Good morning, everybody. Let's pray together. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your amazing grace. We thank you that we can come together here as men, brothers in Christ, those who love you. We thank you, Lord, for your blessings upon us that we often take for granted. And we pray that as we listen to our brother speaking this morning, we pray that we'll be encouraged in our faith. We thank you, Lord, for Peter, for his testimony. And we pray, Lord, that as we leave here today, we'll be encouraged to take the gospel of the kingdom of God to the nations. Amen. I'm finding that I'm organizing so many speakers here that my friends are trying to avoid me. They're scared I'm going to invite them to come and speak here. So, but Peter didn't know about this, so I caught him. Peter's a great friend. He's a pilot. He's on retirement now. And he grew up in the great town of Uppington and grew up with a lovely Christian family, which is a great honor. And Peter has his flight license covers about 30 different aircraft that he can fly, which is quite fascinating. I didn't know that's the way things work. But he's also had quite a couple of interesting people. I've got all their names listed so that I don't forget any of them, that he's flown around during his tenure of being a pilot. The one is Queen Elizabeth, which is quite fascinating. And then also Michael Schumacher. Fascinating. And then Evander Holyfield, I don't know if you guys remember the boxer. And then also Richard Branson, which is quite interesting. So they say you're normally connected to famous people like that just through one or two connections, So there's your connection, Peter, to all these people. Well, the great thing about Peter is that he loves the Lord dearly and is a brother in Christ. And while we come together this morning, we can come listen to his testimony and the way the Lord has worked in his life. So Peter, please come and grab the microphone. And welcome, Peter. Asai, nou het julle gehoor wat my agtergrond is. Voordat ons begin, of voor ek met my storie begin, wil ek net graag vir ons ietsie lees uit die Bybel uit. Ek is seker julle almal ken dit baie goed. Dit is 'n baie bekende vers. Dit het wel betrekking op vandag. Matteus 7 en dan van vers 21 af. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van die Vader wat in die hemel is. Baie sal op daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie u naam gespreek nie, en deur u naam duiwels uitgedryf, en deur u naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Nou, my storie het begin so 2 jaar terug, omtrent einde Augustus 2024. Is ek na 'n dokter toe, 'n GP, en sy het 'n ondersoek gedoen en sy het gesê dit lyk vir haar na Bell's palsy. Ek weet nie of julle weet wat dit is nie, maar dit kan baie lyk soos 'n stroke. En toe het sy gesê, wel, die feit dat jy nou vlieg, is dit belangrik dat ons seker maak wat dit is. Toe het sy my na 'n neuroloog toe gestuur by Durbanville. Daar gekom en hulle het nou al die scans nie goed gedoen en toe het hy bevestig, ja, dit is net Bell's palsy, dit is nou nie 'n stroke nie, so al wat ons moet doen is, hy toe besluit, hy wil dit redelik aggressief behandel, want as jy dit vroeg vang, dan kan jy dit reverse, dan is dit nie so ernstig, dan jy nie nagevolge na die tyd nie. So toe is ek opgeneem en hulle het vir my medisyne gegee sommer binneaars, om dit so te behandel, maar wat niemand geweet het, ek ook nie en hulle ook nie, is dat ek was hoogs allergies vir daai medisyne. En basies binne 12 ure was ek in die ICU met akute nierversaking. Nou, normale nierfunksie is gewoonlik so 84 tot 100, 104. Myne was oor die 500
net kort van dialyse. So, toe het ek nou toe is ek opgeneem daar in die ICU en die hele proses vir my wat gebeur het, was ek geweet waar ek is. Hulle kon nie vir my enige sedasie medisyne gee nie. Die enigste medisyne wat ek gekry het was die saline drip om die niere te spoel, so hulle het verskriklik baie drip het vinnig gehardloop. Vinnig genoeg dat ek kateter moes kry vir dit. En ook kortison, dis basies al. Die ander medisyne soos sedasie kon hulle gee nie, want die dokter het vir my vrou gesê, die niere kan dit nie uitwerk nie, so as jy sedasie gee, is daar 'n goeie kans dat ek dalk in 'n koma kan gaan. So ek was redelik bewus van wat om my aangaan, ek was nie out of it nie, maar die eerste aand in ICU, dit het daai aand begin, as ek my oë toemaak, het ek sê altyd, wat met my gebeur het, sal baie mense sê, of dink dis naby doodondervinding, maar ek voel dis meer as ek daai tyd wat ek daar was, 'n visioen van die Here gehad het. Want ek was nie fisies dood in 'n kondisie waar ek gevoel het ek het my liggaam verlaat nie. Maar toe ek my oë toemaak het dit begin, en wat ek gesien het was amper soos 'n film wat stadig afspeel, daar was geen klank nie. En ek kan ook net sê, dit was nie 'n hallusinasie asof ek mense gesien het wat langs my bed staan wat nie daar was nie. My vrou was baie keer daar en sy sal dit kan bevestig. En as ek my oë oopgemaak het, dan was ek terug in die ICU. Maar as ek my oë toemaak, dan het hierdie voor my afgespeel. Er is geen manier wat ek dit kon stop nie. So, aanvanklik, toe ek dit die eerste keer begin gebeur met my, toe kan ek sien, ek is op pad op hemel toe. Nou, mense gaan my vra, hoe het ek geweet ek is op pad hemel toe? En daar word altyd gespot met, don't look at the light, jy weet, moet nie in die lig gaan nie, maar dit was daar. Dit was ongelooflik helder. En dis net, dis basies ook hoe ek geweet het, ek is op pad soontoe. Ek het daar gekom, en dit was ongelooflik toe ek daar arriveer, want voor my het gestaan of die Here, of 'n engel van die Here. Maar dit was net 'n gestalte van ongelooflike helderheid. En agter hom kon ek mense sien. Ek het hulle nie geken nie, maar hulle het gevoel soos familie. En dit was so helder dat hulle 'n skynsel, hulle het basies gelyk of hulle soos 'n radiate lig soos brons. Dit was net ongelooflik. En ek het daar gestaan en gedink, ek het iets gesê, want ek was so verslae oor wat nou hier voor my gebeur. En toe draai hy sy rug op my. En onmiddellik soos 'n geweerskoot is ek teruggeruk en toe val ek daar af. En ek weet nie wat aangaan nie, maar toe ek weer sien, toe gaan ek nou af daar, en ek is onmiddellik uit die, jy weet, sonder God. Ek het onmiddellik geweet ek is sonder God. Die een oomblik was ek in daai vrede, en die volgende oomblik was ek nie. Kijk, dit is 'n absolute skeiding daar, wat ek onmiddellik gevoel het. En ek gaan toe af, en ek kan sien, soos ek afgaan, want dit is omtrent, ek het seker omtrent, as ek dit nou moet wys, teen hierdie spoed afgegaan. En die beste manier om te beskryf was, dit was 'n massiewe, soos 'n put. En dit was donker, en donker breinkleur, en dit was, ek het onmiddellik geweet dis hel. Die ondervinding wat ek gehad het nie enige vuur gehad, waarvan ons altyd dink in die hel nie.
dit was meer soos void of God. Daar is niks goeds daar nie. Daar was absoluut niks. Jy voel dit in jou siel as jy daar is. En soos ek afgaan, het ek net reg rondom in daai put was daar miljoene, ek gaan nou nie, ek sal sê siele, nie mense nie, maar ja, die siele van mense, en hulle was letterlik soos in boer mekaar, deur mekaar, dit was 'n mes. En al wat ek kan onthou van hulle definitief kon sien was hulle oë. En daar was net absolute terror, despair en agony. Daar was niks goed daar nie. En ek kon sien, waar ek afgaan, en by the way, ek was nie die enigste siel wat op daai stadium in daai posisie was, ek kon sien, daar was ander wat saam met my beweeg. Ek kon sien daaronder, waar ek nou op pad heen is, daar word jy gevat. As hulle jou daaronder vat, is dit verby. Dan is die siel gebind. Dis al hoe ek dit kan beskryf, dit is vir my gelyk, as hulle jou daar gryp, en for the sake of it sal ek sê, dit moes die duiwelse demone gewees het, wat daaronder besig was, of soortgelyk. En hulle, as jy daar grond vat, dan is dit soos 'n honde wat net 'n ding bestorm. Elkeen van hulle wil deel hê van daai siel. En dan is jy gebind, en ek het besef, ek kan nie vanaand daar uitkom nie. En ek het begin vra, Here, help my. Here, kry my uit, maar niks werkie. Gaan net af, kom nader. Toe op 'n stadium toe bid ek, die bloed van Jesus Christus aan die kruis, red my. Toe stop ek. Toe gaan ek nie verder af nie. Toe besef ek, okay, dis 'n begin. Ek weet wat ek moet doen om hier uit te kom. Here het my gehoor. En ek bly dit bid. En stadig maar seker het ek begin uitgaan uit daai put. Ek het begin wegbeweeg. En op 'n stadium het ek weer gestop en ek het gedink, wat, maar ek bid dit nog steeds en toe bid ek dit harder soos ek nou met julle praat. Toe begin ek weer verder beweeg. Tot op 'n punt stop het weer. Die uiteinde van die storie is, ek het daai nag, die hele nag, dit gebid, net daai frase, die bloed van Jesus Christus aan die kruis, red my. Ek het dit uitgeskree in die ICU. Ek weet ek het dit gedoen, niemand het dit vir my hoef te vertel nie. Ek weet dit, ek is bewus daarvan. As ek my oë oopmaak, is ek in die ICU. Maar ek het ook besef, ek kan nie my oë net, dit gaan nie weg nie. As ek my oë toemaak, dan sien ek hierdie visioen wat die Here vir my gee. En ek het dit uitgeskree. Ek weet daar is 'n stadium wat ek geskree het, I am saved. En ek kon hoor dat van die een matrone wat nagskof toe nou daar sit, wat dit saam beamoen, dis al wat ek onthou, en dit sê, ja, jy is. So dit aangegaan deur die nag, so dan gaan ek op, dan kom ek daar bo, en ek het geweet toe ek daar uit die hemel val. Jy kan, daai helder was daar agter, die hele tyd, en hoe verder ek in daai put af, hoe verder ek het weggegaan van dit af. En ek het weer opgekom, en net soos ek bo kom, dan is ek so moeg, want ek skree nou al daai gebed non-stop, want ek gaan nie in daai put, ek gaan nie daaronder nie. As ek so moeg, dan kry ek my woorde te mekaar, ek sal sê, ek sal per ongeluk sê, my bloed aan die kruis of so, ek kry my goed te mekaar, as ek weer af. En op 'n stadium is ek so moeg, ek kom maar onder, ek sien, ek kom nou so naby, ek dog, as ek nou daar grond vat, dan is my siel verlore,
en dan is ek seker letterlik dood ook. Dan is dit net klaar. En die enigste ding wat ek kon doen is om te keer dat ek die dae gevat het, toe maak my oë oop. En ek sit regop in die bed, want ek dog toe ek sterf. Maar ek sien toe niemand is nog besig om oor my bekommerd te wees nie. Hulle is nog almal daar op hulle station agter, so, maar my bloeddruk en my hierdie ander goed dit gaan mal hier, want daai monitor is net hierso. En ek het toe daar besef, die Here het my daar begin toets. Want my hele lewe het ek gesê ek is 'n Christen. Ek het gedink ek lewe reg, ek dink ek doen die regte goed. Maar ek het eintlik in my hart geweet, daar is sekere goed wat ek nie reg gedoen het nie. Mens sal weet in jou hart, as jy nie ten volle vir die Here lewe nie. En die gevoel, soos ek sê, daar was, niemand het ooit met my gepraat nie. Daar was die klank nie. Die goed wat ek van die Here gehoor het, was direk en net deel van my geestesoog. Ek kon dit onmiddellik voel en weet wat hy wil sê. En dit was een van die goed. Jy het nou sê, jy is 'n Christen en jy loop en verkondig dit vir almal. Nou sal jy dit vanaand declare hierso. Al vat dit die heel nag. En ek het geweet ek moet slaap ook. Ek wil my niere is regtig, ek was geswel, ek kon dit sien, my horlosie was stokstyf op my arm gedruk. Ek het baie vog op my lyf gehad as gevolg van dit. Maar daar was nie van, ek kon nie slaap nie. Kan maar vergeet. Hulle kan ook nie vir my slaappil gee nie, dis dieselfde as die sedasiepille. So, maar as ek my oë toemaak, is ek daar, there's no escape. En wat ek altyd sê, ek envy people wat nie dit ondervind en ooit in hulle lewe nie. Maar ek pity ook sulke mense, want om die grootheid van God te sien, is iets verskriklik. Om to fall in the hands of the living God is terrible. Maar ek het uit daai put gekom. Die Here het my daar uitgekry, ek het uitgeput. Die volgende dag, en dit het aangegaan, dit was die eerste nag. Die volgende dag het my vrou gekom, sy was daar, ek het vir haar gesê, jy moet mense kry om vir my te kom bid. Want ek het nou myself so ver gekry, maar ek het besef, dit sal help as mense kom bid. En sy was langs my bed, so ek kon met haar praat, maar laat ek nou my oë toemaak, dan sien ek wat ek sien. So nog niks geslaap nie, en die tweede dag het ek al my sondes gesien. Net so, hulle kom net so verby, hulle loop net so verby, die hele tyd. En ek het net by myself gewonder, hoe gaan ek hierdie uitsorteer? Hoe gaan ek hierdie, ek het geweet, ek moet iets doen hier, want it just carries on, het word net die hele tyd na my toe gegooi. Nie so, kyk, dit is jou lewe. En ek val toe terug op wat die res van die nag gebeur het, en ek bid weer die bloed van die Jesus Christus red my. En elke sonde, 3 keer dit gebid, en dit het net soos sand in die wind so weggewaai. Nou terwyl ek met dit besig was hulle net daar langs my by die bed. Sy kan sien wanneer dit regtig sleg gaan, dat daai bloeddruk van my en my hartspoed is te hoog. Sy is 'n fisioterapeut, so sy weet bietjie van die goed, jy weet, as dit buite perke is. Dan sal sy so aan my druk. Sy sal aan my vat en sê, luister, jy weet,
asof sy wil sê, jy's kalmeer, dan sal ek net vir haar sê, wag, ek is besig, want ek moes hierdie ding klaarmaak. Ek kan nie net, hoe moet ek dit klaarmaak? Ek kan nie slaap nie. As my oë oop is ek wel uit, ek weet waar ek is en so aan, maar daar's geen rus nie. Ek moet hierdie klaarmaak, ek moet dit afhandel. En ek het dit was letterlik my gebed die hele tyd. Daai eerste 2 dae. Net daai paar woorde. As ek nie geweet het wat om te doen nie, daai paar woorde. Die krag wat in daai woorde is vir enige iets in jou lewe, ek kan dit nie vir jou beskryf nie. En is afgehandel, ek het al die sondes vir my weggebid. Toe op die 3de dag, toe dit begin, toe die Here vir my mooi goed gewys. Toe het ek by hom uitgekom. Toes, jy weet, het hy my gevat en hy het my letterlik, hierdie ondervinding was traumaties. Ek sou sê, dis amper soos iemand wat in 'n oorlog was. Dit was erger as die siekte. Die feit dat ek in die ICU was, vir daai was niks. Daai was absoluut niks. Want my herstel was ook baie vinnig. Die hoof daar in die ICU sê hy het dit nog nooit gesien nie. Toe daai niere begin afkom, toe kom hulle binne 'n dag en 'n half, toe is hulle terug by normaal. Hy sê dit gewoonlik kom dit stadig af, of mense raak moeg en hulle gaan in dialyse in. So, ek glo die Here het my daar gesit, daar om daai vir my te wys. Maar anyway, die 3de dag het hy vir my mooi goed gewys en al wat ek onthou is, die gras daar in die paradys is soos, ek kan dit net vergelyk met Psalm 23, dis iets soos wat jy nog nooit gesien het in jou lewe nie. En ek weet by hom, jy weet, hy het vir my dieselfde storie, ek het nog steeds so beweeg soos by al die ander plekke, ek kon sien al hierdie goed en dan sal ek vir hom vra of sê, dis die fout wat ek gemaak het. Ek sal vir hom sê, ek kan nie daar, wat is, ek wil daar sien. En onmiddellik. As ek sê, ek wil daar sien, vat my so intoe, kom daai, dan stop alles stop, en daai donker brein, wat ek daar in daai put beleef, het kom hier van agteraf, amper soos, kan maar net sê rook, kan dit eintlik beskryf, maar dit kom hier, kry nie daai gevoel, daai drukkende gevoel weer. Besef toe, die Here hou nie daarvan om vertel te word nie. Hy is 'n magtige God. Ek moet dink, hoe gaan ek dit, ek moet hom met respek praat en ek vra toe vir hom, kan ek asseblief, en dit het 'n verskil gemaak, want toe, maar ek het vinnig geleer, die eie ek moet ek doodmaak. Daar was nie plek nie. Ek is nou hier by die magtige God. En hy het vir my alles gewys daar en ek het besef dat hy is 'n soewereine God. Ons besef nie. Die tweede les wat ek al geleer het is, you must fear God. Jy moet 'n vrees hê vir God. En ek bedoel nie 'n vrees soos ek wil weghardloop en ek is bang en ek kruip weg nie. Dis 'n respekvolle vrees vir wie hy is en wat hy is en wat hy kan doen. Maar jy moet definitief ook 'n vrees hê vir sy oordeel. Want ek het gesien wie hy is. Soos ek sê, ek het daar uitgekom en wat ek besef het is, hy het ook vir my gewys, want ek het hom gevra wat wil ek vir hom doen. En dis nog 'n werk in progress. Maar hy het vir my gewys, mense reg oor die wêreld, van superryk tot iemand wat onder 'n kombers lê op die straat. En ek het besef, hy wil daar vir my wys dat hy het almal geskaap op hierdie aarde. Ons moet in vrede leef met almal, so ver moontlik.
En ons moet nie judge nie. Die Here het almal gemaak, hy het hulle geskape, al is hulle ook, maak nie saak wat se dominasie hulle is vanaf nie, wat 'n ras hulle is nie. Hy het vir Jesus gestuur om aan die kruis te sterf vir almal wat op hierdie aarde is. En as hulle nog nie dit weet nie, is ons daar om vir hulle dit te gaan vertel. Ons is nie hier om te judge nie. So my boodskap aan Christene vandag is, en dis eintlik, my boodskap is eintlik vir Christene. Want vertel jy hierdie storie vir, jy weet, 'n ateïs of so, is daar 90% kans dat hulle vir jou completely gaan lag en sê is belaglik. En dis 'n snaakse ding, as baie Christene wat ook so dink. Ek was een van hulle, ek was 50-50 op die bench. Oor dit. Maar ek kan dit sê, hoekom sal ek die moeite doen om oor so iets te kom praat, of vir mense daarvan vertel? Want ek is nie die ou nie, en jy kan my mense wat my goed ken, ek is nie eens die tipe ou wat graag voor mense praat nie, wat stories opmaak nie. Ek het definitief nie gedroom nie, want ek het nog nooit in my lewe in die laaste 50 jaar van die hel of die hemel gedroom nie. Ek weet nie of iemand is wat hier sit, wat daaroor al gedroom het nie. Ek weet definitief dat as ek my oë daartoe gemaak het, was ek op 'n ander plek. Ek was nie in daai saal nie. Maar dis vir elkeen om dit op te maak. Maar die boodskap maak in elk geval is die belangrikste deel. As jy vandag 'n Christen is, en jy dink jou saak is reg, maak seker hy is reg. Hoe lewe jy as jy hier uitstap? Hoe lewe jy daar by die braai, as jy by jou maats is? Hoe lewe jy daar by die werk tussen die manne as hulle 'n grap vertel wat nie eintlik so mooi skoon is nie? Hoe lewe jy daar waar iemand die hele tyd vloek in die Here se naam? Is jy deel van dit of staan jy op vir die Here? Jy moet besluit, soos 'n vriend van my eendag gesê het, you must have a determined mind. Jy moet besluit, ek gaan vir die Here lewe. En dan moet jy gehoorsaam lewe, jy moet obedient lewe. So dit beteken nie net om op 'n Sondag kerk toe te kom, om so nou en dan die Bybel te lees en te bid en dink jy's fine en die res van die tyd gaan jy aan en jy vergeet van die Here nie. Maar ek weet vanoggend, I'm probably preaching for the converted, want ek het vanoggend toe iemand hier gesê, as jy as 'n man in die winter die tyd van die oggend bereid is om na 'n kerk toe te kom, dan is jy op die regte plek. Daar is baie mense wat nie is nie. Ek sê nie die mense wat nie is nie. Maar ek sê maar net, dit wys iets en dit sê iets. Nog iets wat ek wil sê is, oor jou lewe. Wees versigtig wat jy inneem, wat jy sien. Dit is deel van hierdie wat ek nou net gesê het, hoe jy optree in jou lewe daar buite. As jy moet jou, kyk jy goed op die televisie waar hulle die Here se naam eintlik gebruik. Laat jy dit maar verbygaan en dink dis niks. Dis 'n fout. Ek kan dit nou vir jou sê. Ek was daar. Ek in daai lewe, dit het vir my niks beteken nie. En ek het 'n vriendin geken wat altyd gesê het, sy loop uit as dit gebeur. En ek het altyd gedink, ja, anyway. Ek kan nou vir jou sê, jy maak 'n staan. As jy bereid is om dit te kyk en maar deur dit te kyk, dan jy jou staan gemaak vir die wêreld. Want die Here se naam moet vir jou heilig wees. Dit moet nie deel van jou lewe wees waar mense sy naam rondslinger en wyn gebruik nie. Soos ek sê, ek het uit die hospitaal gekom. Dit was soos ek sê, amper soos emotional trauma vir my. Dit was moeilik om te slaap vir 'n week of 2. Want dit was net so 'n verskriklike event vir my. Maar ek het ook, die Here het my regtig gesalf, want ek het daar uitgekom, ek het gevoel,
die beste manier om dit te beskryf is, en dit is nou nie van my gebeur het nie, maar soort van, is toe Moses van die berg af gekom het en sy gesig het geskyn. Dit is asof 'n warm lap oor my gegooi was. Obviously, soos ek in die wêreld in beweeg het en die tyd het aangestap, het dit afgeweer. En dit is vir my hartseer, want dit was ongelooflik vir my om dit te ervaar, en ek wens altyd ek kan teruggaan na dit toe. Maar ek hou vas aan die Here, en ek hoop ek kon vandag vir julle iets bring. Jakobus 4 sê, en ek gebruik dit baie, want die duiwel val die mense aan wat vir die Here opstaan. Onderwerp julle aan God, staan die duiwel teë, en hy sal van julle af wegvlug. En dit is so, jy gaan dit nodig hê, want as jy vir die Here loop, sal jy weet, jou lewe is nie maklik nie. Jy loop die nou paadjie. As jy op die nou paadjie loop, is dit nie maklik nie. Jy gaan uitstaan, jy gaan die ou wees wat altyd odd is, tussen jou vriende, die nie-Christen vriende nie, of jy weet, nie die mense wat hier sit nie, maar die ander wat by jou werk is en so. En glo maar net dat hy jou het en dat hy by jou is. Dit is my storie. Ek hoop dit vir iemand iets beteken. Ja, dankie. Is daar enige manne wat 'n vraag het? Ek wil net gou Hebreërs 12:24 sê, and we have come to Jesus who established a new covenant, with his blood sprinkled upon the mercy seat, blood that continues to speak from heaven, forgiveness, a better message than Abel's blood that cries from the earth, justice. Dis nou van die TPT, ek weet baie manne hou nie van dit nie, maar dit is vir my 'n mooi verduideliking daar. En dan, ek het onmiddellik teruggedink aan die Israeliete wat in ballingskap was, en hoe hulle die lam se bloed aan hulle deurkosyne moes smeer en hulle gesinne is gered. En ek het aan Rahab gedink, wat die bespieders weggesteek het, en sy het 'n rooi tou uitgehang, en sy en haar gesin en die mense wat saam met haar was, is gered. En doen jouself 'n guns, gaan ondersoek die bloed van Jesus. Jy sal verstom staan wat daar in die woord staan oor die bloed van Jesus. Moenie die geleentheid of ek wil amper sê 'n lusmakertjie wat Pieter kom los het vanmôre oor die bloed van Jesus net laat gaan nie. Gaan doen jouself 'n guns. As jy nie weet hoe om te gaan opsoek nie, praat met ons en ons kry materiaal. Dit is gelooflik wat in die woord staan oor die bloed van Jesus. Dit is regtig die moeite werd gaan doen na die naweek. Enigiemand anders wat iets wil byvoeg? Ek wil net nog iets sê. Ek het vir Pieter voor die tyd 'n e-pos gestuur, want dit is die eerste keer wat ek soveel mense vir my gevra het, asseblief as die video reg gestuur het vir my, uit die Vrystaat, uit Gauteng uit, wat ek het nog nie dit ervaar die jaar nie. So, daar's mense wat ook al hierdie near-death experiences gehad het, ek ken hulle situasie, hulle storie, so ek weet hoekom hulle daarna wil luister. Goed, so baie dankie vir jou tyd en bereidwilligheid om dit te deel met ons. Enige tyd. Wanneer enige iemand anders wat 'n vraag het? Pieter, vlieg jy nog? Nee, ek het klaar gemaak. So, ek het so 'n bietjie van 'n halfskeer gehad en daarmee gesukkel oor die laaste 6 maande, het ek besluit nee, ek gaan klaarmaak maar met dit. So ek het nou opgehou. Ek het 40 jaar gevlieg, so ek het gedink is genoeg. Genoeg wat klaarmaak. Wil jy nou weet wat doen hy nou? Ja, dit kan ek nie sê nie. Ja, Pieter, dankie vir jou getuienis. Nee, ek dink dit laat my baie dink aan ons geveg is nie teen bloed en vlees nie, en ek dink jou getuienis sê dit baie mooi. Ek dink baie van ons lewe nog te maklik in die fisiese wêreld en ons besef nie regtig wat om ons aangaan nie. Want dit is werklikheid wat jy ervaar het
En ons sien dit te moeilik raak en ons probeer dit te moeilik raak sien want ons is te gemaklik in hierdie fisiese wêreld van ons. Ja, dit is definitief 'n daar is 'n geestelike oorlog aan die gang. En ek was definitief, om het nou in Engels te sê, I was ripped out of my old life. Die Here het my letterlik gevat en my uitgeruk daar. Ek gebruik baie keer die voorbeeld van, ek is soos 'n computer harddrive wat gewipe is. En daar's 'n firewall op nou. En ek kan my ou lewe is aan die ander kant. En ek kyk op baie keer daar en dink ek, waarmee het ek, wat in my lewe gedoen? Wat het ek gedink? So, dit was 'n intervention in my lewe. My lewe het hand omgedraai. My vrou is getuienis. Ek is 'n ander persoon daarna. So, of mense my nou glo of nie, ek vertel die storie. Ek vertel my storie. Dit is wat gebeur het. Daar is 'n hemel, daar is 'n hel. En dit is die een is nie waar jy wil wees nie. Maar dis nie hoekom ons die Here volg nie. Ons moet net ook besef, die Here is nie daar vir ons nie. Ons is daar vir die Here. Ons moet hom loof, ons moet hom prys, ons moet hom aanbid. Hy het klaar, die ultimate price het hy klaar betaal deur sy seun te stuur. Dit is die grootste geskenk wat hy vir ons kon doen. En basies vir almal op hierdie aarde kon doen. So, heiliglik in my lewe, come bad times or good times. Voorheen sou ek dit nie besef het nie. Ek dink, as jy deur slegte tye gaan, as jy vinnig om die Here te blameer, en waar is hy dan nou? Maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Ek het die Here, maak nie saak wat aangaan in my lewe nie. Ek hou net vas aan hom en fokus op hom. Dankie. Baie dankie. Ek wil net vir jou vra, wat soos jy gesê het, en nog geantwoord het, jy weet nie wat jy doen, of jy kan nie sê, want ek werk baie met mense, wat nou klaar sê, wat nog gewerk soveel jare, as jy nou sê 40 jaar gevlieg, en dan gaan nie aan met jou lewe, want jy het 'n doel in die lewe, en jy moet opstaan, jy moet hierdie dag gaan ek dit doen, is 'n groot werk, wat 'n mens het, en as jy sien mense wat nou klaar met hulle sê professies of wat, en gaan aan, maar die volgende fase, en die volgende fase, om dan nou meer mense te kan, by funksies te wees, maar eintlik in werklike projekte. So as ek kyk met die mense moet ek werk, is 'n tannie en sy is 88, 33 kleinkinders, 10 al man is 8 jaar gelede dood, hulle die plaas gekoop 10 hektaar by die Parel, 50 jaar terug. Voor 'n man dood is gesê die plaas moet gebruik word vir kindersopleiding. Weet, en dan nou hoor dit al haar in 'n lewe hou. En dan nou dat het gefasiliteer is 'n skalkburger wat die baie was, hy is 84, 2 keer hart vervang, klippe gehad, maar hy wat hy dryf, sy bediening ook met kleinkindertjies en dan net, dit is ongelooflik as mens so doel in die lewe het, wat jy dan nou, ek sê nie, doel, almal het dit, maar hoe jy dan nou dit uitlewe soos jy dit is belangrik. Ek sal graag miskien jou daar op praat. Ja, nee, dit is belangrik. En ek het ek het besef dat die werk waar ek die laaste 10 jaar was baie oorweldigend of baie besig. Ek het die tyd gekry. Ek het gevoel, veral na ek daar in die hospitaal uitgekom het, ek wil meer tyd by die Here. Ek wil betrokke wees by die kerk en by goed soos die. En dit was nie altyd, dit is nie my moontlik nie, want ons ure wat ons gewerk het is net, dis of laat aand of baie vroeg, soos nou is ons al in die lig. En kan ek nie. So, ek glo die Here het toe al begin met my, want na dit was ek 'n paar maande af, want dit is nou maar die regulasies, en ek moes deur sekere goed gaan, en toe het ek weer gevlieg. Maar ek het weer begin gesondheidsissues kry, en ek het gevoel dit soort van konnekteer in my werk. En ek is seker die Here het my gelei om klaar te maak daar. En nou kry ek meer tyd.
ek kan Vrydagoggend, want ons het ook 'n Vrydagoggend manne ding, hulle begin 'n bietjie later, hulle begin 7:00. En ek kan alles bywoon, en ek kan dinge soos die doen, en ek kan elke Sondag in die kerk wees. Wat drasties in my lewe verander het, is, voor ek daai ondervinding gehad het, my vrou moes my letterlik uit die trek kerk toe. Ek het gesê ek is 'n Christen, ek geweet ek moet gaan, en ek het gegaan. Party dae makliker as ander dae, my Bybel het daar gelê, het lê in stof opgehaar, is nou en dan in hom gelees. Maar by name was ek 'n Christen, maar ek was nie 'n follower nie. Nie naaste by nie, en in my agterkop het ek het geweet. Ek het geweet. Maar na dit, is daar dit was al 'n verandering. Dit is vir my, is asof ek gedryf word om te gaan. Ek wil gaan, ek wil daar wees, ek wil dit sien. Dit is amper soos die manne wat vanoggend hier is, daar is iets wat jou gedryf het om te kom. Dit is nie iemand jou gedwing het om te kom nie. En definitief baie nader aan die Here. Pieter, as jy nou, ou wat nou glad nie die Here ken in sy lewe het nie, net 'n gewone Joe. Wat is die impak boodskap wat jy vir so ou gee, as jy vir hom sê, jy moet nie met dit besig wees nie, of waar is jy met jou verhouding met die Here, as jy nou vir 'n ou moet sê, jy weet, om vir hom oor te bring en te laat verstaan. Ja. Ja, Ek het, ek het 'n maklike want baie keer moet jy iets hê wat jy kan in die gesprek ingaan mee, om dit te begin, om daai vrae te vra met 'n persoon soos daai, want om hom reguit by te loop en vir hom dit te sê, luister, hoe is jou lewe? Is jy 'n Christen? Hoekom nie? Wat? Jy gaan hel toe as jy nie, dan sny hulle onmiddellik af. En ek was bevoorreg, ek het 'n vliegkajuit gedeel met allerlei mense, en op party dae was ons 12 ure saam in die kajuit. En van hulle was Christene en van hulle nie. En gewoonlik het die gesprek gegaan, sien jy was siek gewees. En dan let my in. Sê ek, ja, ek het nierversaking. Wat, nierversaking? Jy weet, dis ernstig. Jy weet, en ek sê, ja, en dan sal ek gewoonlik gesê het, en dis maar wat ek nog steeds gebruik vandag is, maar dit was nie die ergste nie. En dan is hulle 'n bietjie ingetrek, en dan wil hulle weet, vertel. En dan kan ek my storie vertel. Nou, ek kry verskillende reaksies. Ek moet sê, die grootste reaksies wat ek gekry het, positiewe, is van Christene. Wat dit kan besef en kon sien dat, ja, miskien is hulle lewe nie reg nie. Die mense wat nie glo nie, sal luister, van hulle sal luister, en ek sê nie, en net sê, yes, dit was erg, jy weet, ja, en dan sal die ander kry wat net sê, I hear you, maar, jy weet, ek glo nou nie dit nie, ek dink is maar net, as ons dood is ons dood, en, jy weet, die gees is nie daar nie, ek kan nie, en ons kan nie Christene van mense maak nie, die gees kan. So ons kan maar net die boodskap saai, en op die beste manier wat ons kan, en dan die Here moet dit doen. Dit is nie vir my of jou om te besluit nie. Uit my krag kan ek hier iemand Christen maak, of vertel ek hom ook of wat, en dan sê ek ook vir hom wat hy moet doen om homself te red. Dit gaan nie werk nie. En ek kon sien dat, jy weet, daar is mense wat, hulle is Christene, hulle praat daarvan, hulle sal daarvan praat, en dan is dit ook my kans om in te kom. Sonder om eers van die siekte te praat. As jy praat oor sy Christenskap, en sê ek, oké, en dan sal ons dit daarvan afvat. Maar ja, andersins is dit 'n moeilike ding om iemand te benader, as jy nou nie, jy moet 'n aanvangspunt hê. So ek het 'n goeie geleentheid gehad om met mense te praat, in my werk. En hy kon ook nêrens heen wegvlug nie. Hy moes maar sit en luister. Jy het begin praat, so ek gaan ook klaar maak.
Pieter, ek het onlangs in 'n preek het iemand vir my vertel of in die preek het hy die konsep van die attitude meter gebruik. En ek het nooit geweet daar bestaan so 'n ding nie. En wanneer ek nou jou storie luister, dan kan ek sien die attitude meter het jy dopgehou in jou lewe. Dalk kan jy net vir hulle vinnig verduidelik wat is 'n attitude meter in 'n vliegtuig? Ja, so die attitude meter is maar dis die primêre ding wat jy gebruik in vlieg. So hy lyk hy het 'n blou boongrond onder en dan die middel is basies die horison. So as jy nou so draai of so, dan kan jy sien hoe skerp jy draai en kan sien hoe ver jou neus af is of hoe hoog. So dit is dieselfde asof jy by die venster uitkyk en die horison sien. Hierdie ding wys dit maar net vir jou in 'n vorm. En jy gebruik dit eintlik maar as jy soos in wolke vlieg of in die nag as dit baie donker is. Want dan het jy nie 'n horison nie. So dan gebruik jy dit. So dit wys jou attitude. En jy kan vinnig sien as jy kyk ons waar hy gevlieg het, sou hy nou nie sommer in 'n snaakse attitude beland nie. Maar jy kan 'n upset condition kry wat ons baie oefen, maar dit realistically sal dit amper nooit gebeur nie waar jy per ongeluk onderste bo op eindig. Nou daai ding sal vir jou dit wys. Jy het nie die horison nodig nie en dan moet jy nou weet hoe om te gebruik om daar uit te kom. So ja, dis nogal 'n goeie voorbeeld. Maak seker jy weet blue sky above. Dan is jy reg. As jy grond bo sien is jy verkeerd. Kom ons sluit af en bid ons saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg dat ons weer vanoggend kom hoor wat het die bloed van Jesus gedoen. Dankie dat die bloed van Jesus vir my skoon gewas is. En Vader, as daar vanmôre iemand hier sit wat nog nie daai ervaring gehad het van die skoon was van u bloed nie, mag hy dit vandag beleef, mag hy dit gaan soek, mag hy dit van u afvra. Mag dit wat ons vanmôre gehoor het lekker vas gaan sit in ons harte en mag ons dit iewers vandag die geleentheid kry om te gaan deel en mag ons daardeur u naam groot maak. Amen. Dankie julle.